So ek kan onthou as kleindogtertjie, omdat ek nou die oudste kleindogter ook in ons huis is, my ma is die oudste van 6 kinders, is ek altyd gevra om koffie en tee te maak. En ek het altyd gedink, asseblief net nie tee vra nie, want dit vat so lank om te maak. Want ek moet eers 'n bietjie prit, dit vat tyd. En hoe ouer ek geword het, hoe meer het ek besef, maar goeie goed vat regtig tyd. En die Here wys my 'n ding in die week toe ek nou wil voorberei vir vandag, wys hy vir my dat wanneer ons 'n teesakkie alleen het, beteken hy nie iets nie. Wanneer ons die vuurwarm water het, beteken hy nie alleen iets nie. Dit kan dalk bietjie seer maak. Maar as jy die teesakkie by die water gooi, dan gaan dit met tyd iets beteken. En dit kan iets vir iemand beteken. So terwyl daai so prit, wil ek vir jou vertel. So my beste vriendin trek Kaap toe. Daar waar baie mense gaan. En dis vir my 'n groot voorreg terwyl hulle nou hulle ander huis verkoop het en alles, bly ons langs mekaar. So baie middag kry ons vir mekaar vir tee. Gaan by die muur, of ons gaan loop gou om na mekaar toe. En dis so lekker hoe ons verskillende tees uittoets. En hoe die fragrances vir ons saak maak. En dit vat my terug na die tyd toe ek moes tee maak vir my ouma. En tee maak dalk nou vir my ma, want my ma drink dit nes my ouma. Ek weet nie wie van julle doen goedjies soos wat jou ma dit doen nie. My ma dink natuurlik rooibos tee is vir siek mense en ek love nou weer rooibos tee. En almal het 'n spesifieke manier hoe tee gedrink word en soos wat ons kan sien, die kleur het al begin verander. En ek wil vir jou sê vandag dat jy wag vir jou wonderwerk. Jy het al dalk gewonder hoe 'n wonderwerk werk. Jesus het vir jou al die komponente gegee. Hy het vir jou die soos wat ek nou vir jou gesê, die teesakkies gegee en hy het vir jou die water gegee, maar dit is nog steeds jou verantwoordelikheid om die dinge saam te sit. Alles wat jy moontlik nodig het in jou lewe, het hy reeds binne jou gestoor. En nou soos wat hierdie tee prit, vat dit ook, dit is lekker gesprekke wat jy met mense kan hê. So terwyl die tee prit, terwyl ons wag, sien ek hoe jy versterk. Ek sien hoe langer die tee trek, ek hou daarvan dat my teesakkie sommer inbly. Hy kan sommer altyd inbly. En ek sien hoe die tee sterker kan trek. Ek sien hoe wanneer jy Jesus toelaat om te doen in jou lewe wat hy wil doen, wat hy al klaar vooruit beplan het vir jou. Ek sien hoe jy net versterk in jou geur en in jou kleur. Want jy sien wanneer jy loop soos Jesus, praat soos Jesus, ryk soos Jesus, dinge doen soos Jesus, hy het by mense gaan stop en hy het saam geëet. Ek kan dink, hulle het loose leaf tea saam gedrink, want hy het niks vinnig gedoen nie. Hy het vir ons nie geleer hoe om te hardloop nie, hy het vir ons geleer om te loop. En die Here sê vandag, in Openbaring 3 vers 20 sê hy, ek staan by die deur en ek klop. En hy het dit hierdie week met my gedoen net weer. En hy het gesê, jy hoor goed vir baie mense, maar hoor jy my? So kom drink saam met my 'n bietjie tee. So, vandag sê ek vir jou, gaan gooi daai tee in, vat jou koppie, vat die tyd, laat die tee prit, laat jou geur en jou kleur van jou lewe en van jou verhouding met Jesus wys. Mag dit sigbaar wees vir mense, nie vir wat hulle sê nie, maar vir die hoeveelheid siele wat jy sal hemel toe vat. So ek wil jou uitdaag vandag, as jy dalk lank terug so met jou ma tee gedrink het, so met daai vriendin tee gedrink het, en dalk so met Jesus lank terug 'n teetjie gedrink het, wil ek jou vandag uitdaag, drink daai tee. En soos wat ek hierdie ingooi, wil ek vir jou sê, daar's baie dinge as kind van Jesus wat ons kan by hierdie sit. Baie mense sit deesdae of 'n vanilla of 'n hibiscus of 'n orange blossom of 'n ietsie zesty, maar hulle meng hulle dinge. En soos wat ons heuning bygooi, so word dit soeter. So ek wil vir jou vra, wanneer jy met iemand praat, sit jy 'n bietjie heuning in, maak jy dit 'n bietjie soeter.
nie sugarcoat nie. Ek sê, maak jy hulle lewe bietjie soeter, maak jy hulle lewe bietjie beter. Want as jy nog nie geweet het nie, jy is nie gemaak vir jouself op orde nie. Jy is gemaak vir iemand anders op orde. So in hierdie week het iets gebeur. Ek het 'n moeilike dag gehad by die koffiewinkel by Revelation. En wat gebeur het is, ek was lelik met iemand onnodig. Ongeag wat die omstandighede was, ongeag wat wie reg en wie verkeerd was. So 2 ure na alles gebeur het, bel ek die accountsvrou en ek sê vir haar, eers tel iemand anders op. En ek dink, o my mens, dat ek met hulle praat, hulle wil my deursit en net soos wat ons dit sal dink, so drop die kol. En so dink ek, ja, sy wil nou met my doen wat ek met haar gedoen het. Hoe vieslik was ek nie. En 'n paar sekondes later bel hulle terug en ek praat toe met hierdie dame en ek sê, as ek die laaste persoon op orde was wat jy ooit mee gepraat het, is ek bevrees dit sy jou nie hemel toe gevat het nie. Ek is bevrees jy sou nie Jesus beter leer ken het nie, as gevolg van my swak gedrag. En ek sê vir ek wil net vir jou sê jammer en ek wil net vir jou vra of jy my asseblief kan vergewe. En ek weet dis nie hoe die wêreld dit doen nie, maar ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie. En weet jy wat sê sy vir my? Sy sê, I would like to extend my grace to you. So jy dalk 'n moeilike dag, week, dalk het jy 'n moeilike jaar. Dalk is jy deur rowwe waters. Ek wil jou vandag uithaal daai accountsmeisie se woorde dit by haar vat en sê, I would like to extend my grace to you. Deur Jesus, want hy sê, my genade is vir jou oor genoeg. So trek 'n bietjie, prit 'n bietjie in Jesus se goedheid, in sy beloftes, in sy liefde vir jou lewe, vir jou huwelik, vir jou gesin, vir jou kinders. En voor jy wil praat, dink, gaan dit mense nader aan Jesus bring, of gaan dit hulle wegstoot? Want daar is 2 tipes Christene. Een wat nader trek na Jesus en een wat ver wegdruk. En jy moet jouself vra, watter een is jy? En drink daai koppie tee, saam met Jesus, saam met jou vriendin, voor dit te laat is. Want tyd is dieselfde hoeveelheid vir my en dieselfde hoeveelheid vir jou. Wat doen ons met ons tyd? Voel ons mors dit? Partykeer voel ons soos wat ek as dogtertjie gevoel het, hoekom rit jy so lank pad om te trek? En ek wil vir julle 'n stukkie voorhou oor tyd, wat ek toe my kosbare ouma 'n begrafnis moes gedoen het in 2024. Toe sê die Here, ek moet vir haar ietsie skryf. En dit het gegaan oor tyd wat spyt inbring. So ek hou dit graag vir julle voor. So hier is dit geskryf vir my pragtige ouma Hester. Tyd, jy staan stil vir niks. Jou ritme onveranderd, ongeag jou naam of titel. Tyd vandag laat jy my dink. Wat as ek jou kon terugdraai? Bel wie ek wou en koffie drink of dan nou tee drink met wie ek sou. Wat sou ek anders doen? Ek sal tyd maak, tyd uitkoop, tyd vat, tyd afknyp, tyd beter bestuur. Want jy sien tyd. Ek het jy nog nooit regtig leer ken tot nou. En tyd, vandag is ek spyt. Tyd, ek weet elkeen het 'n lyn. Al veroorsaak dit vir nou dalk baie pyn. Vandag kies ek om die tyd wat jy vir my gee te bestee, sodat spyt nooit weer insluit. Die tyd is ryp om anders na die lewe te kyk. En dalk jy ook. So vandag, voor jy my tydelike tyd kort knip, gaan ek tyd maak vir meer lag, meer lewe, meer love wees, meer koffie drink, meer lief hê, meer voel en meer wees. Van tyd, die een wat jou en my vashou, kies ek om op sy woord te bou, om so vas te klou, dat ek jou nooit weer sal rou. En as jy vandag dalk sit met 'n hart wat spyt is oor tyd wat verbygegaan het, dalk het jy ook iemand aan die dood afgestaan. Hulle het vir jou sê, moenie spyt wees nie, drink nou saam met mense koffie en tee vir wie jy lief het. Want op die ou einde, die enigste manier hoe mense weet dat jy lief is vir hulle is, dat jy met hulle tyd spandeer. Ongeag jou titel, ongeag jou naam, ongeag waar jy bly, wat jy ry, wat jou velkleur is, ongeag jou ouderdom,
ongeag enigiets, het ons elkeen net 24 uur in 'n dag. So laat daai teesakkie lekker prit en nooi daai persoon vir 'n koppie tee of dan nou 'n koppie koffie. Baie liefde.